Dis storytyd saam Ouma Donkie. Storytyd saam Ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Ag, maar dis darem te lekker om weer saam met al julle maats te kuier hier op Storytyd saam Ouma Donkie. Man, ek hoop julle is lus vir 'n lekker storie. En ek hoop julle het heerlik lekker aandete gehad en dat julle skoon gebad is en julle tande geborsel is. Nou ja toe, as julle kan sê ja, Ouma Donkie, dan weet ek, julle is nou reg. In julle beetjies, alle guggeltjies en alles op 'n stokkie, want nou moet julle stoepstil bly, dat ouma vir julle hierdie heerlike lekker storie kan vertel, nee? 'n Spesiale hallo daar aan Luzay en Elian. Hallo ouma se kinders. Ouma hoop dit gaan sommer baie goed met julle. Nou ja, toe ek het vir julle en al die maatjies 'n lekker storie en hierdie storie is geskryf deur Tannie Jana Snyman en die storie se naam is Wikus en die wille wragtig. Hier gaat ons. Net voor slapentyd elke aand kry Wikus 'n beker warm melk om sy drome soet te maak, soos sy ma altyd sê. Kom seun, bed toe met jou, sê Wikus se pa van waar hy agter die koerant uitloer. Ja, pa. Laat hoor Wikus traag soos hy sy voete kombuis toe sleep om sy leë bekertjie in die wasbak te sit. Hy loop terug en gee sy ma en pa elkeen 'n swientjie op die wang voor hy sy tande gaan borsel. Kom wille Wikus, maak gou, hoor Wikus hoe sy ma hom aanjaag. Hy sit sy Batman tandeborsel weer mooi in die houertjie terug voor hy verby sy ma hardloop en op sy bed gaan spring. Hy wikkel homself snoesig onder die kombers in en wag tot sy ma die kante van die kombers indruk. Lekker slaap seun, moenie dat die monster pla nie, lag sy ma, toe sy die lig afsit en die deur toe trek. Wikus skuif so 'n paar keer rond om sy lê te kry voor hy rustig aan die slaap raak. Psst. Wikus is besig om in sy drome op Batman se rug saam met hom die strate in te vlieg, skelms te skop en van geboue af te spring. Psst. Ewe skielik val Wikus baie hard van Batman se rug af en skrik wakker. Hy lê eers 'n oomblik stil tot hy besef waar hy is. Wikus is sommer dadelik vies dat hy uit sy droom wakker gemaak is, want hulle wou nou net die baddie gaan vang het. As jy doof of wat? Wikus skrik so groot toe hy die vreemde stem in die donker hoor praat, dat hy sommer al die komberse deurmekaar skop om regop te kan sit. Hy bly eers doodstil sit, bang dat hierdie nog 'n droom is. Hy vat sy een handjie en druk 'n kruisie in sy arm met sy naels. Eina, mompel hy, toe hy agterkom dat hy regtig wakker is. Was dit sy verbeelding of het iets met hom gepraat? Dalk 'n monster, soos sy ma gewaarsku het. Voor hy verder kan wonder, vlieg daar 'n skerp ding teen sy voorkop vas. Wikus vryf dadelik sy voorkop en vergeet skoon om te skree. Wat die jok! Hy onthou hoe sy ma na hom kyk voor hy iets sê wat hy nie mag nie en bly liewer stil. Frek, nee,
Dit was nie sy bedoeling nie. Moet hy gou en sy ma laat weet, hier is iets groot, 'n groen monster, wat hom aan sy toenails wil ophang? Of moet hy braaf wees soos Batman en self die gevaar gaan soek? Wikus gryp na sy klein flitsliggie, wat langs hom op die bedkassie staan, en met die flou liggie soek hy die monster in sy kamer. Bam! Iets vlieg met 'n harde slag teen sy kop vas. Eina! Gil Wikus en vryf vir die tweede keer die aand sy kop. Hoe kan ek my blind, man? Vat die ding uit my gesig. Hoor Wikus iets hier voor hom praat. Hy knip sy oë 2 keer om gewoon te raak aan die donker. Ten minste het die monster hom nog nie opgevreet nie. Toe Wikus sy oë weer oopmaak, staan sy geliefde trolmannetjie voor hom in lewende lywe. Wikus kyk verward van sy speelgoedrak na waar die trol op sy bed voor hom staan. Hoe is hierdie moontlik? Hy vryf nog 'n keer met sy vuiste oor sy oë, maar die trol staan steeds daar toe hy sy oë weer oopmaak. Nou toe, is jy klaar gedroom? Vra die trol. Maar hoe? Sê Wikus verward. Ek het jou dan net vanmiddag in Batman laat vasvlieg. Jy het nie toegepraat nie. Wat is jy? Wikus verstaan nie of die melk voor bedtyd dalk hoesmedisyne ingehaat het nie, maar hierdie lyk darm al te regtig vir hom. Al die baie vrae. En die aand is ook net so lank en daar is baie werk wat gedoen moet word. Kom. Hou op so staar. Staan op, dat ons kan gaan, sê die trol en vlieg rats van die bed af. Maar waar daartoe? Ek mag nie na bedtyd wakker wees nie, my ma. En voor Wikus sy sin kan klaarmaak, val die trol hom in die rede. Jou ma slaap en jy moet ophou om so bangbroek te wees. Wees 'n willewragtig soos ek, sê die trol en staan vasbeslote met sy hande in sy sye en wag dat Wikus opstaan. Wikus weet nie wat om te dink nie. Die trol se groen hare staan woes langs sy kop en sy oë kyk kwaai na Wikus terug. Hy is wragtig 'n willewragtig, dink Wikus by homself, voor hy die komberse afgooi en van die bed afspring. As hy nie nou opstaan nie, gaan die willewragtig hom dalk net insluk. Okay, sê nou ek glo jou, hoekom moet ek in die middel van die nag opstaan? Net wanneer ek en Batman op pad was om die baddies te gaan skop, wil Wikus vies weet. Trol, die willewragtig, stuur hom nie aan Wikus se vrae nie en styg met 'n vaar die lug in op en kom voor die venster tot stilstand. So klein soos wat hy is, lig hy die groot vensterraam in een beweging op, sodat die koel winterswind Wikus weer terug aarde toe bring. Hy val oor al sy woorde toe hy vra, maar wag, hoe het jy dit gedoen? Jy is dan so klein. Klein is 'n alie. Bly stil, sê die trol, toe hy deur die oop venster vlieg en in die lug fladder en wag vir Wikus om hom te volg. Wikus gryp sy baadjie en klim deur die venster. Hy gly by die vensterbank af, maak seker sy ouers se venster is toe en dat niemand hom hoor nie, voordat hy verder saam met die trol gaan. Wikus kyk senuweeagtig om hom rond. Hy sien al die groot bome wat donker skaduwees op die gras gooi en dit lyk soos drake wat jou sommer gaan insluk. Hy gril en hardloop dat hy nader aan die trol kan kom. Waarna toe gaan ons? Ons is op pad om 'n belangrike oorlog te gaan voer teen die tuintrolle. Die wat? Begin Wikus saggies lag. Hy het nog nooit van so iets gehoor nie en wonder wat se animation die trol kyk. Trol die willewragtig gaan staan skielik botstil in die lug. Hy fladder nog 'n oomblik rond en kom op Wikus se skouer te lande. Okay, luister nou mooi, begin die trol.
As jy mooi gaan kyk in daardie hoek van die tuin, sal jy sien hoe die nasie van die tuintrolle bymekaar gekom het om ons williwragtigs uit te wis. Hulle wag al lank om ons onkant te vang en vanaand is die aand wat ons hulle 'n les leer. Wikus wil nog iets vra, maar die trol val hom weer in die rede. Ons grootste vyand is Renosie met die rooi hoed. Hy kan vuur met sy oë skiet. En aan sy linkerkant met die geel hoed is Stinkie. Hy stink baie. So baie dat mense neus sal afval. Daarom moet jy jou asem ophou as jy hulle gaan omgooi. Wieke se kop draai van alles wat die trol nou kwyt geraak het. Praat hy van sy ma se tuindwergies in die roosbedding? Hulle is dan 'n versiering en sy ma se gunsteling. Nee, die trol is besig om van sy trollie af te raak. Wag. Daar is tuindwergies en dis my ma se gunsteling. Hulle kan jou mos nie seermaak en hoekom maak jy hulle so? Wil Wikus verward weet. Ai, hoekom moet jy al ewig so baie vra, sê die trol gefrustreerd. OK, kom ons begin by die begin. Die ryk van die tuintrolle en die ryk van die williwragtigs is al eeue lank in 'n oorlog gewikkel wat net nooit opgelos kan word nie. Dit het alles begin toe die tuintrolle een aand, terwyl die williwragtigs nie tuis was nie, ons magtige trolstaf uit ons huis gesteel het. Van daardie dag af kan geen van die williwragtigs meer hulle hare laat groei nie. Maar hoekom moet julle hare groei? Dit lyk dan in elk geval so wild, laat Wikus hoor. Want ons magic kragte lê in ons hare, dommie. Dus hoekom ons die williwragtigs is. Jy sien, ons kragte raak uitgeput as ons nie die staf terugkry nie. Ek gaan nooit weer kan vlieg nie en my familie nie weer die oorlog in die ryk kan wen nie. Ons moet dit vanaand nog kry, laat die trol vasbeslote hoor. Arme Wikus is so deurmekaar, van 'n pratende trol tot geheime rykdomme wat nog oorlog teen mekaar voer. En van wanneer af is hare so 'n belangrike ding? Nee, hierdie aand raak nou sommer baie vreemd vir hom. So, wat wil jy hê moet ek doen? Vra Wikus bekommerd. Nou wel, aangesien my kragte nie meer so baie is nie, en jy 'n reuse mens is, moet jy hulle vashou terwyl ek die staf soek. Wikus begin lag. Wel, dis my ma se tuindwergies. Dis nie asof hulle jou gaan byt nie. Dis wat jy dink, ou brawe Jan, sê die trol, terwyl hy rats op Wikus se kop spring en aan sy hare vashou, so asof Wikus sy perd is waarop hy die oorlog gaan veg. Toe nou, daar gaan ons. Laat ons die tuintrolle 'n ding gaan wys. Wikus trek sy skouers op en besluit dat hy liewers nie weer gaan teepraat nie. Hy sal die simpel staf gaan kry sodat hy kan gaan slaap en saam met Batman kan gaan vlieg. Soos Wikus nader aan die digte bome in die hoek van die tuin stap, ruik hy iets wat stink. En nie hoe nie, erg. Dit stink soos sy ma se broccoli gereg, maar net 10 keer erger. Sis! Poeh! Wat ruik so? Vra Wikus. Sssst! Fluister die trol saggies. Dis Stinkie. Wat weet, ons kom. Hou jou asem op. Net nou val jou neus af. Poeh! Dink Wikus, effe bang. Hoe kan 'n tuindwergie dit doen? Soos hy nader kom, raak die reuk al hoe erger. En net voor Wikus die bosse invaar, gaan staan hy botstil en klap sy hande om sy mond om sy gil te keer. Voor hom staan 4 kwaai tuindwergies, nogal sy ma se gunstelinge,
en hulle is baie lewendig en baie kwaad, so asof hulle regtig uit hulle oë kan vuur skiet. So, jou willewragtig, hier bring jy nou 'n reus om agterweg te kruip, hoor Wikus Renolds die tuindwergie praat. Bly stil jou gifappeltjie en gee my staf terug. Dis nou lank genoeg wat julle ons bedrieg. Die tuindwergies neem 'n tree nader en Wikus sien hoe daar vanaand 'n groot bakleierery gaan uitbreek en hy gaan in die middel daarvan wees. Hoekom wil julle sy staf so graag hê? Hoekom kan julle dit net maar teruggee nie? Vra Wikus bang. Die tuindwergies kyk hom verbaas aan voor hulle antwoord. Ons wil die staf hê, want ons wil ook mooi hare groei soos hulle. Ons moet heeltyd met lelike hoede loop, wat die aakligste dowwe kleure is, en ons wil ook kleurvol lyk, en die staf het al die krag, laat die rooi tuindwergie hoor. Wikus dink so rukkie voor hy antwoord. Wel, wat as ek julle hoedjies 'n kleurvolle kleur maak, en julle nooit weer vaal hoef te lyk nie, sal julle dan sy staf teruggee? Die tuindwergies dink so rukkie na en fluister onderlangs. Die ryk van die tuindwergies sal die staf teruggee as ons die ander hoedjies kan kry, sê hulle vasbeslote. Nou, hoe wil jy dit doen? Fluister die trol senuweeagtig in Wikus se oor. Wikus glimlag breed. Jy sal sien. Wikus hol met die trol op sy rug terug huis toe. Die arme trol moet behoorlik vashou vir sy lewe. Stadig, wil jy my doodmaak? Skree die trol. Wikus steur hom nie aan die trol se gekla nie. Hy klouter terug deur die venster en begin sy speelgoedlaaie uitgooi op soek na sy verfboksie. Hy gryp die boksie, maak dit oop en vat al die kleure wat hy kan kry voor hy weer deur die venster buite toe klouter en begin drafstap op pad na die tuintrolle toe. Hy stop voor die tuindwergies en buk af sodat hulle alles in sy hand kan sien. Wat dink julle van die kleure? Vra Wikus uit asem. In sy hand het hy 'n paar kleure. Daar is 'n lelike helder geel kleur, 'n lemmetjie groen en babie pink en ook 'n skreeu lelike oranje. Die tuindwergies juig en klap hande toe hulle die helder kleure sien. Ja, ons hou van hierdie kleure, juig hulle almal saam. OK, ek sal julle hoedjies verf, maar op een voorwaarde. Julle gaan haal die staf en laat Trol die willewragtig dit terugvat na sy huis toe. Renolds skuif na die naaste boom, druk sy hand in die grond en haal 'n klein pink staffie uit die grond. Hy skuif nader en plaas dit in Wikus se hande. Daar, en nou kan ons ook kleurvol wees. Wikus vat die staf en hou dit bo aan sy kop, sodat die trol dit kan vat. Ons staf, dis regtig hy, skree die willewragtig van blydskap. Hy gryp die staf by Wikus en gee so elke nou en dan 'n gil van blydskap. Terwyl die trol op Wikus se kop bly vashou, begin Wikus die tuindwergies voor hom se hoedjies verf. Elkeen se hoedjie word 'n helder kleur geverf en elke nou en dan verf Wikus mis en dan land die verf op hulle baadjies of in hulle oë. Later, toe hy al die hoedjies klaar geverf het, staan hy terug en kyk na die groepie voor hom. Hulle juig en skree van blydskap en vat aan mekaar se hoedjies en lag tog te lekker. Wikus voel sommer trots, soos 'n regte Batman wat die aand sy held is. Stadig begin hy aanstap huis toe met die trol wat gelukkig aan sy kop vasklou. Terug in sy kamer haal Wikus die trol versigtig af, kyk hulle vir mekaar. Wel, baie dankie vir jou hulp, Wikus. Die trolle van willewragtig sal baie dankbaar wees as hulle sien wat ek het. Waartoe gaan jy nou? Vra Wikus, 'n bietjie hartseer. Ek gaan nou terug na die ryk van willewragtig, antwoord die trol. Maar moenie bekommerd wees nie. Ek gaan weer terug wees en hierdie keer veg ons saam met jou en Batman. Voor Wikus sy oë kan uitvee, verdwyn die trol
Hy kyk om hom om te sien of die trol nie dalk iewers in die lug rondvlieg nie, maar hy's heeltemal weg. Wieke klim weer in die bed en dink terug aan die aand se opwindende gebeure. Nooit sou hy kon dink dat hy 'n trol sou kon help nie. Batman kan by hom kom leer, dink Wieke net voor hy aan die slaap raak. Die volgende oggend is Wieke se ma vroeg op en na ontbyt besluit sy om gou die plante in die tuin te gaan water gee. Sy kom in haar spore tot stilstand toe sy na die tuin kyk. Lodewikus! Gil sy ma. Wieke skrik wakker toe sy ma hier voor sy venster gil. Hy hol venster toe en toe hy die gordyne oopmaak, onthou hy dat dit nie 'n droom was nie, want voor hom sien hy die babie pink, giggelgeel en lemmetjie groen hoetjies wat na hom terugkyk. Hy hol dadelik terug bed toe, trek die komberse oor sy kop en wag vir sy ma om hom in 'n monster te verander. Nou ja, twee julle maatjies, fluit, en daar is Wieke en die Willewragtig se storie uit. Ek hoop julle het hierdie storie geniet. Dit was 'n lekker ene, nê? Nou ja, toe maatjies, dis slaaptyd. Ja, slaapietyd. So tot volgende keer. Lekker droom. Mooi bly.